Provider, healer, he must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is he. Who is he that calms the raging sea? Who is he? Welkom by hierdie uitsending van Jesus Christus bevry jou siel. Dankie dat jy ingeskakel het en is wonderlik om met jy te wees. Ek wil graag 'n gedagte deel na aanleiding van verlede week se boodskap, toe ek gepraat het rondom die banvloek, om in 'n toestand van vervloeking te verkeer, wil ek 'n bietjie die gees lig en 'n bietjie helderheid bring, want dit is 'n baie negatiewe gedagte wat ons aangeraak het, maar dit was noodsaaklik sodat ons tot 'n ontnigtering kon kom. En saam met die woord van die Here te kan stem, dat wanneer ons 'n bepaling van ons lewens doen, en ons vind ons is behoeftig na 'n intervensie. Sulke intervensies is iets wat goed is. Dit bring groot waarde na ons lewens toe, en dit verseker, soos die skrif aan ons bekend gemaak het, dat vanaf ons lewens vorentoe, tot op 'n 1000e geslag, is daar 'n seëning wat uitreik na ons kinders, en so ver soos 'n 1000 geslag kan strek. So ons bid saam, ons vertrou die Here vir sy seëning oor die onderwerp van die seëning. Ons bid saam. Vader in die hemel, aan U kom alle lof, prys en aanbidding toe. Baie dankie vir die voorreg dat ons U woord kan besin. U is waaksaam oor al U woord om dit tot vervulling te bring. En net soos die sneeu smelt op die berge en waters wat afvloei na die valleie en vrugbaarheid en lewe bring, so is U woord. Here, laat daar manifestasie plaasvind, sodat ons ook 'n getuienis kan dra van U getrouheid. Dankie dat ons ingesluit word in hierdie ontlonting van geheime en verborgenhede. Gee ons geopende ore en ontvanklike harte. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen en amen. 'n Skrif wat ek baie voor lief was en nog steeds is van tyd tot wyl, dan sal ek hom net so in my kop quoteer, net om te herhaal en te onthou wat sy inhoud is. En hierdie skrif wat die Here aan ons verskaf, is natuurlik Psalm 24. Psalm 24, dit is 'n wonderlike psalm van Dawid, en dit raak dinge kwyt wat geheim is. Wonderlike dinge. En dit begin hier, deurdat Dawid sê, die aarde behoort aan die Here, en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Die kontinente, die internasionale nasies op verskillende kontinente van hierdie planeet aarde. Die presidente, eerste ministers, konings, wat ook al hulle self noem, behoort nie aan die Verenigde Nasies nie. Does not belong to the organization called the United Nations. It does not belong to NATO. It does not belong to BRICS, SA, Brazil, Russia, India, China, South Africa en al die anders wat bygevoeg is nou onlangs om hulle self te vestig asof hulle beheer het oor alles.
Die aarde en sy inhoud behoort ook nie aan climate change activism nie. Ons lees het weer in die Engels. The earth is the Lord's, and all its fullness, the world and those who dwell therein, for he has founded it upon the seas and established it upon the waters. So hierdie Psalm het letterlik 4 dele. Hierdie is die eerste deel van hierdie Psalm. Dis 10 verse, hy het 4 fasette, 4 aspekte. Die eerste deel daarvan, the first portion of this psalm is right of ownership, proprietorship, stewardship, die rentmeesterskap, die eienaarskap, die besitreg van die aarde en die inhoud van die aarde word nou net aan ons verklaar. Dis die eerste paar verse. Die tweede faset van hierdie Psalm sê, wie mag klim op die berg van die Here? Who may ascend the hill of the Lord? Or who may stand in his holy place? Wie mag staan in sy heilige plek? So daar is 'n plek van toenadering en daar is 'n metode van betree. There is a place that must be approached, and there is a methodology, a means by which one has to approach. Who may ascend the hill of the Lord, and who may stand in his holy place? So, ons is nou in die tweede faset. Dis die tweede faset van hierdie Psalm. Nou word aan ons verklaar wie mag dit doen? Whose prerogative is it? En dit sê vir ons, en u gaan nou sien dat daar 4 voorvereistes na vore kom. Hy wat rein hande het. Eerste ding is, jou hande moet rein wees. Daar moet geen bloed op jou hande wees. Geen onreinheid op jou hande wees nie. Nommer 2, diegene wie suiwer van hart is. A pure heart. Nommer 2. Nommer 3, 'n persoon wie se siel nie gehef is tot nietigheid nie. The Bible in the English would say, the person who does not lift their soul up to an idol. So die nietigheid is nie net 'n nietigheid nie, dit is eintlik 'n afgod. Die derde ding is, daar moet geen afgoderry in jou lewe wees nie. Rein, skoon hande, rein harte, geen afgode wat jou siel in vas bestruk is nie. En dan die 4de ding is, wie ook nie valse eed aflê nie. Nie vals sweer nie. Die Engelse weergawe is, who does not swear deceitfully. So hierdie 4 voorvereisters om God se berg op te klim en in sy heilige plek te kan staande bly, is skoon hande, rein hart, 'n siel wat nie verbintenis het aan afgoderry nie, en wie nie vals sweer nie. Dit is ons tweede faset van hierdie Psalm 24. Nou, die derde faset is 'n een-lyn faset, of 2-lyn faset, verse 5 en 6. Hy sê, 'n persoon wie in so toestand verkeer, of wie sy lewe ontwikkel word om in so toestand te wees. So 'n persoon, sê dit, sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra,
wat u aangesig soek, dit is Jakob, en dan is daar 'n instruksie in die kantlyn wat sê Selah. Let me read that same portion, facet 3 to you in the English, and it says this: the person who qualifies by fulfilling the fourfold requirements of clean hands, pure heart, no idolatry, and is not false, such a person shall receive the blessing. It's called the blessing from the Lord. And such a person will receive righteousness, which is salvation, or righteousness from the God of his salvation. So hier is die derde facet van hierdie psalm. Hierdie psalm is opgedeel in 4 aspekte. En hier is die derde, en ek gaan terugkom na hierdie vers 5 en 6. Ek wil nou net gou die 4de facet afrond, want die nagevolge, the repercussions, the outcome, the consequence of giving acknowledgement that everything belongs to God in terms of proprietorship. Number 2, making sure that you know that you have an ambition to climb the mountain and stand in God's presence, and you have done whatever it takes to clean your hands, to purify your heart, to have no idols in your life, and then also to not be a false person. Once you have obtained that and the blessing is imparted, the blessing will come. The blessing naturally is like a magnet. Die seën, die saligheid wat aan jou oor gedra word, kom na jou toe soos 'n magneet. Sodra dit plaasgevind het, is 'n sekere bemagtiging en 'n gesagsbemoediging wat in jou opkom. Dan is dit dat die 4de facet sy gang loop, en die 4de facet lei soos volg: jy roep uit en het die gesag en die bemagtiging om te sê: hef op julle hoofde, o poorte. Ja, verhef julle, ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is toch die erekoning? Die Here, sterk en geweldig. Die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte. Ja, hef op, ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is dan die erekoning? Die Here van die leerskare. Hy is die erekoning. Selah. Dieselfde woord in Engels. Lift up your heads, O ye gates, and be lifted up, ye eternal doors, and the King of glory shall come in. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O you gates, lift up you eternal doors, everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is the King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory. Okay, ek het nou so hastig gelees, omdat ek wil alles insqueeze, wat moontlik ingesqueeze kan word. Wat nou plaasvind, as hierdie Psalm 24 sy gang loop in jou lewe, kom jy tot 'n punt dat die geesteswêreld, die koninkryk van die hemele, het poorte en hekke, ancient doors and eternal gates. Ancient gates and eternal doors, wat geslote is, en daar is wagte wat dit bewaar. Maar jou gesag, deur en as gevolg van die seëning, gee jou die reg om die geesteswêreld te betree, en om wins te maak van wat jy daar vind, omdat jy die reg het om te sê, laat hier die oordeur oopgemaak word, laat hier die ou hekke en poorte oop swaai, want ek, die menskind, wie beklee is met die mantel van die koning, die erekoning van heerlikheid, I am clothed in the righteousness and in the glory of the King of glory. And I enter in, I want to come in and take hold of what is beyond these gates. Moet nie struikel en vasthaak wanneer jy hier lees, hoofde o poorte, of hoofde o poorte en ewige deure. Jy moet besef, dat dit is toegangspunte tot die geestesrealm, geesteswêreld, waar daar salwings lê, wat bekom kan word, om in hierdie natuurlike wêreld 'n werklikheid
gemaak kan word. En so lees ek vir u uit Galasiërs. Ek wil lees vanaf vers 19 en dit sê vir ons die belofte van seëning. En die middelaar is vers 19, Galasiërs 3 vers 19 tot 29, ek wil vinnig lees, dit is 10 vers wat ek wil lees. Dit sê vir ons, wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is. So hierdie belofte van seëning, is dit waarvan ons gelees het nou, in Psalm 24 vers 6, 5 en 6, vers 5 en 6. En hierdie belofte van seëning, wat gemaak was tot die saad, dit is Genesis 12, die saad van Abraham. En dit is deur die engele beskik, deur tussenkoms van 'n middelaar. En die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. Is die wet dan teen die belofte van God? Nee, stellig nie. Want as daar 'n wet gegee was, wat krag het om lewing te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kan word. Onthou, hierdie belofte is die woorde van Genesis 12 en word herhaal in Psalm 24 vers 5 en 6. Hierdie geslag van Jakob wat na God strewe, aan hulle word die belofte oorgedra om geseënd te wees en geregtigheid wat saligheid word. Maar vers 23 sê, maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, ons leermeester, om ons te laat matrikuleer in Christus, sodat ons geregverdig word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tugmeester van die wet nie, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is bekleed met Christus. Het julle met Christus bekleed? Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie. Want julle is almal een in Christus Jesus. Julle is almal een in die gesalfde met die salwing wie ons gered het. Dit is die vertolking van die naam Christus Jesus. Die gesalfde een met die salwing wie ons gered het. En as julle aan Christus behoort, en as julle aan die gesalfde een met die salwing behoort, dan is julle die geslag of die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Nou onthou, ek lees dit weer. Psalm 24. This is Jacob, the generation of those who seek him, who seek your face, O God. And that person shall receive the blessing from the Lord and righteousness, which is salvation from God. So hier is wat het ons verg om geseënd te wees, om salig te verkeer, om 'n salwing te dra, om gekoppel te wees aan die oseaan van God se gees en teenwoordigheid, waaraan daar geen perke is nie. Die grootheid van God moet nooit onderskat word nie.
maar dit moet besin word sodat u oortuig kan wees met groot vrymoedigheid. You have to be persuaded with tremendous confidence, overwhelming confidence, concerning the anointing and the presence and power of the Holy Ghost to manifest and to be your portion. For the qualifying criteria has been made known. Die kwalifiserende voorsorgmaatreëls was aan ons bekend gemaak. Alles behoort aan God, niks is nie God se nie. Right? Maar daar is moeite wat ingespan moet word om sy berg op te klim en voor hom te kan vertoef in sy heilige plek. En wanneer jy die moeite inspan in jou vas, in jou smekinge, in jou gebed, in jou toewyding, verseker jy om jou hande skoon te kry, om jou hart rein te hê, om geen afgode wat gekoppel is aan jou siel te hê nie, en om nie vals te verkeer nie. Dit is dan dat hierdie seëning jou sal oorval en geregtigheid jou toegereken sal word wat saligheid is. Diegene wat dit nastrewe is die geslag soos Jakob. Wat het Jakob gedoen? Hy het meerder waarde toegeskryf aan die belofte van die hande oplegging van Isak as die toorn en grimmigheid van Esau. En hy het met Esau geonderhandel om die eerstegebore reg te bekom. Wat was die eerstegebore reg? Dat Isak sy hande op hom sou lê en 'n seëning sou oordra. Maar in hierdie geval soek ons nie 'n seëning uit Isak nie. Ons soek die seëning uit Christus Jesus. En die seëning is die Heilige Gees en die salwing van die Heilige Gees. En dit kom ons toe omdat ons die nageslag van Abraham is. Hoe is ons die nageslag van Abraham? Omdat ons soos Abraham God glo. Nou, sodra ons onsself verbind het om hierdie dinge na te streef en om onsself te vind in hierdie toestand van hulle, wie die nageslag van Abraham is, en ons doen dit met hierdie ambisie. Ons doen dit volgens die belofte van erfgenaamheid. We do it according to the promise that we are inheritors of an inheritance that was made known to Abraham, even the promise of being blessed, selfs die belofte om geseën te wees. En in Christus Jesus is die werklikheid van hierdie belofte om geseënd te wees. En hierdie seëning gee vir ons die vrymoedigheid in die Here, volgens Jesaja 12. Ek moet Jesaja 12 lees, ek wil die hele Psalm, hele Jesaja 12 lees, want dit praat van die oomblik wanneer die seëning ons oorval en ons as erfgename het dit bekom wat God aan ons beloof het. In die dag, sê die Here, sal jy sê, ek dank u, Here, dat u toornig op my gewees het. U toorn is afgewend en u het my vertroos. Ja, God is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. En julle, hier kom het nou, en julle sal water skep met vreugde uit die fonteine
van heil. Nou verlede week se boodskap het gepraat van die tempel van God, wie Jesus Christus is. Maar in die sinnebeeld van Jesus Christus, wat die tempelvisioen van Esegiel is, vloei daar water vanuit die drempel van die tempel. Vanuit die Jesus kom die Heilige Gees na vore. En hierdie water wat die Heilige Gees is, sê Psalm 24 nou vir ons. Julle sal water skep met vreugde uit die fontein van heil. You shall draw forth with joy water from the fountain of salvation. The fountain of salvation is Jesus Christ, Son of the living God, Son of David, Jesus Christ, Messiah, anointed one with the anointing, Jesus of Nazareth. He is the fountain of salvation. From out of His presence is the voluminous ocean of the water of God's Spirit. From this water, this fountain, we draw the waters of life with great joy. So, julle sal water skep met vreugde uit die fontein van heil, en julle sal in die dag sê, dank die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy naam hoog is, sy naam moet Jesus wees. Psalm sing tot eer van die Here, want hy het heerlike dinge gedoen. Laat dit bekend wees op die hele aarde. Juig en jubel, o inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. Halleluja, halleluja, daar het jy dit, op niets het julle dit, julle het dit op niets. Hoor wat sê, julle inwoners van Sion. Sien, hoekom die wêreld, die woord, die naam, die identiteit van Sion haat, omdat daar nie vervloeking op ons is nie, maar seëninge, oormatige seëninge wat opgegaar en opgestoor kan word, wat tot 1000 geslag vorentoe sal strek. Dis ons sin, hy het aan ons gegee, ons bid, Vader, in die naam van Jesus, ek verklaar die verrykende seën van die Here oor die volk van die Here, waaraan daar geen droefheid verbonde is nie. Die Here seën die volk. Die Here behoed en bewaar u. Die Here lig die glans van sy aangesig oor u en wees hy genadig. Die Here laat die lig van sy seëning oor jou skyn en gee aan u vrede, genesing, verlossing, in die naam van Jesus Christus. Ons verklaar u naam tot verheerliking in Jesus naam. Amen.